Pieter, Ja, Isak. daar's nou 49 Afrikaners wat die vliegtuig gevat het Amerika toe. En wat opvallend is die geweldige kritiek wat daar teen hierdie mense is, en die voertuie wat gebruik word om die kritiek te dra. En daarmee bedoel ek is nie iemand wat graag die hoofstroom media wil kapittel en die hele tyd wil uithaal en so nie, want hoofstroom media is nie net sleg nie. Hoofstroom media is goed, hulle het ook slegte dele. Maar ongelukkig gebeur dit ook dat hoofstroom media soms baie meer geneig is om 'n sekere narratief te dra. En in hierdie geval lyk dit vir my, ek stel 'n waarneming en ek sit dit as 'n vraag op jou tafel, dat daar 'n narratief gedra word dat hierdie ouens het absoluut geen rede om te vlug nie, en hulle slegte mense en hulle moet voetsek en daar's allerlei slegte boodskappe wat gedra word. As die regering praat, dan is dit om te kritiseer en te sê maar julle is simpel en die regering probeer Amerika oortuig daarvan dat hierdie mense het net absoluut geen voet om op te staan nie. Maar nou sê my kop vir my, as duisende mense navraag doen oor hierdie proses en aansoek doen vir hierdie proses, en die eerste groep is al in Amerika, dan moet iemand tog die vraag vra, maar is daar nie ergens 'n punt wat hierdie ouens beet het nie? Is daar nie 'n verpligting op ons om dieper te kyk na wat hier besig is om te gebeur? Dankie dat jy my genooi het. Jy het 'n lang inleiding nou gemaak. Dis 'n komplekse vraag wat jy my gevra het, maar ek dink tog hy het 'n logiese struktuur en dit gaan, is daar meriete in hierdie saak of nie? En jy weet, so goed soos ek, dat daar, en dis al 'n kliseë, daar is my standpunt en jou standpunt in die waarheid, nê? En ek dink mens moet dit eenvoudig hier ook van toepassing maak. Ek dink nie mens kan hierdie hele kwessie van die 49 Afrikaners maklik in 'n paar woorde en sinne en eenvoudig net interpreteer en sê dit is wat die waarheid is nie. Ek dink is baie meer kompleks en ek is baie bly ons praat vanoggend hieroor. Dit is eintlik vir my ook 'n emosionele onderwerp. Jy weet, ek probeer altyd as, wat noem ek myself nou, 'n politieke kommentator, maar ek is ook in die filosofie en jy weet, ek is ook in 'n familie. Ek het ook familielede. Wel, ek het 'n oom wat al in 1999 in 'n plaasmoord vermoor is. So ek dink nie daar's 'n familie onder Afrikaners nie waar daar nie al hierdie trauma was nie. En as daar nie is nie, dink ek is daai familie bitter gelukkig. So aan die een kant het hierdie onderwerp 'n diep emosionele kant vir my, maar aan die ander kant moet 'n mens filosofies en moet 'n mens polities probeer helderheid kry oor wat hier aan die gang is. Jy weet, wat hier aan die gebeur is, en is daar meriete in die saak van hierdie vlugtelinge, en of het die opposisionele kant meer meriete in hulle beredenering. Maar ek dink, Isak, 'n goeie punt om te begin is om dalk te begin by die begrip vlugteling. Wat is 'n vlugteling? Daar's 'n groot debat daaroor, en dan kan ons hierdie saak behoorlik uiteensit. Ons kan hierdie saak behoorlik beredeneer. En ek neem aan ons het tyd tot so 8:30 of gee ek ek het lekker tyd op sy gesit vir hierdie gesprek, want ek dink is een wat deurtrap moet word. Ja, kyk, ek dink dis hoekom ek eintlik ook graag vanoggend hier is, want jy gee my genoeg tyd om argumente te ontwikkel. Jy kan met my ook jou perspektiewe deel, die luisteraars of die kykers moet ook asseblief hier op die kantlyn ons help, want hierdie is 'n saak wat ons nie in een oggend en in een sessie gaan afhandel. Ek het 'n vermoede, dit gaan op ons agenda vir 'n lang ruk wees.
en op die land se agenda en internasionaal. Want kyk, rondom die begrip vlugteling is daar 'n internasionale debat ook, presies, wat is 'n vlugteling? Moet jy werklik, en ek stel dit sommer hier aan die begin, moet jy werklik aan direkte geweld blootgestel word, of is daar nie ook iets so strukturele geweld nie? Nou, ons kan gaan praat oor wat ek bedoel met die begrip strukturele geweld. Jy weet, dit is geweld wat psigologies is, dit is geweld wat nie direk is nie, maar dit is die heeltyd teenwoordig. So dit is ook 'n belangrike ding om na te kyk, maar jy moet my maar lei, hoe wil jy die gesprek begin? Ons het genoeg tyd en ek het my baie goed voorberei oor die tema. Om my waarheid te sê, ek volg hierdie hele debat sedert president Trump vroeg in Februarie. Het hy mos daardie sogenaamde, die Engels sê executive order, in Afrikaans sê ons 'n uitvoerende bevel. Ek wil Of 'n deklarasie het hy gemaak dat dit nie goed gaan met die Afrikaners in Suid-Afrika nie en dat hy vir Afrikaners vlugtingstatus sal gee terwyl hy ander vlugtelingfondse gaan toedraai na ander dele van die wêreld. Ek dink die hele debat begin daar in Februarie, maar ek dink die kwessie van wat is 'n vlugteling en wat nie is ook 'n kwessie wat ons moet aanraak, maar ek praat nou alweer te veel. Jy moet nou vir my Ek wil gou hierdie video wys. Ek wil gou hierdie video wys wat ek vanoggend op X herstuur het. Kom ons kyk hierna. Die ou bekende kill the boer, kill the farmer, en ek het dit vanoggend uit 'n ander X-inskrywing herstuur en 'n argument gemaak om te sê dat die regering wat niks doen en sê hieroor nie, en 'n Suid-Afrikaanse hof wat dit sanksioneer, is dit nie al klaar genoeg rede om legitieme vrese te hê nie? Maak nie saak of daar nou statisties 'n verband getrek kan word tussen plaasaanvalle en hierdie kreet nie. Die blote bestaan hiervan is vir my gruisam. Ja, Isak, dit is nou hierdie lied is eintlik absoluut deel van die debat. En ek weet nie, waar is daai lied gesing? Jy het nou vir ons hierdie insetsel gelewer. Was dit gister by 'n hof of waar? Ja, ek dink dit is by die hof gewees. So, ek is onseker oor waar dit gespeel is, of gesing is, Pieter, maar dit was gister gewees. Ja, gister. Dit wys jou hoe akuut is dit nog in ons midde. En weet jy, Isak, so 'n lied is wat ek noem strukturele geweld. Nou wat bedoel ek met strukturele geweld? Dat dit is niks anders as 'n aanmoediging tot geweld nie. En mens weet dat baie keer is iets wat jy sê, iets wat direk tot geweld kan lei. Met ander woorde, die definisie van 'n vlugteling, ek wil nou sommer onmiddellik weer soontoe spring. Die definisie van 'n vlugteling is dat jy geweld ervaar van 'n erger graad en daarom vlug jy. Jou lewe is onveilig. Maar jou lewe kan ook simbolies onveilig raak, jy weet, by wyse van beleid. Dit kan ook vanweë so 'n lied wat in die openbaar gesing word. En ek weet nie eintlik nie wat om te sê, filosofies van so 'n lied of polities filosofies nie. Ek dink dit is 'n regering wat toelaat, laat dit gebeur in 'n geweldig verdeelde samelewing. En waar 'n minderheid op die spel is. En ons ken die geskiedenis van minderhede en meerderhede in die wêreld. Dis absoluut onverantwoordelik. Daar's geen salf daaraan te smeer nie. En die erge ding vir my is dat die hoogste hof van hierdie land nie iets daaraan gedoen het nie.
En ek weet nie of ek iets meer daaroor kan sê as dit nie, Isak, en ek wil sê Kan 'n mens wegkom met die argument om te sê maar dit is simbolies, dis bloot simboliese woorde? Nee, ek dink nie. Hoor dit in 'n demokratiese samelewing om so iets te mag uiter omdat daar 'n simboliese emosie daaraan gekoppel word? Dit is nie simbolies nie. Ek is jammer. In 'n verhitte en 'n hoogs plofbare situasie wat Suid-Afrika maar altyd is en sal wees, kan so 'n lied op geen manier geregverdig word nie. Om die waarheid te sê, ek weet nie eers of ek so 'n lied onder die ou struggle era sou kon regverdig nie. En dis dan nou waar my groot probleem met hierdie ding inkom en my groot vrees is hierdie is nie net 'n lied wat deur die Suid-Afrikaanse regering genegeer word nie. Dis 'n lied wat amptelik deur die regstelsel deur middel van regspraak gesanksioneer is. En dit Pieter, is vir my 'n vreesaanjaende gedagte. Dis asof jy dis soos wanneer jy onwettig in hegtenis geneem word. Jy weet jy hoort nie hier nie, maar jy kan niks daaraan doen nie want die stelsel het jou in sy kloue. Ja. En Isak, hierdie lied is een van die groot faktore dat Amerika begin doen het wat dit doen. En laat ek ook sommer net gou 'n voetnota hier inbring. Dis nie net die Trump-regering nie. Hierdie bewegings van Amerika om Suid-Afrika ernstig begin op te neem oor die manier waarop minderhede in Suid-Afrika hanteer word, maar ook die anti-Amerikaanse houding van die regering, want dis 'n ander faktor wat ook 'n rol speel. Is al reeds deur die Biden-regering in debat geplaas. So wat Trump gedoen het in die begin van hierdie jaar was maar net 'n verdere, met sy eie nuances natuurlik, 'n verdere toespitsing van die probleem. En die lied waaroor ons nou praat is 'n direkte aanleiding tot hierdie dinge, want 'n land en 'n regstelsel wat toelaat dat so lied gesing word, en veral waar 'n meerderheid die lied kan sing teenoor 'n baie kwesbare, 'n baie talentvolle, maar 'n klein minderheid. Dit is as jy dan die historiese voorbeelde gaan kyk, jy dink nou maar aan Nazi Duitsland en die Jode, jy dink ook aan Rwanda, wat daar gebeur het. Dit is een van die heel gevaarlikste politiese goed in die geskiedenis van die 20ste eeu, dat so 'n lied deur 'n meerderheid gesing kan word. En nou kan mense sê nee, dit is simbolies, dit kom uit die struggle en alles. Ek dink nie daar's verdediging daarvoor enigsins nie. Dis eintlik vir my hartseer en is vir my moeilik om oor hierdie ding te gesels, gegee dat hierdie lied nog steeds gesing word. Maar nou wil ek net 'n laaste punt maak, Isak. Ek dink iemand soos Julius Malema is nou baie naby om deur Amerika as 'n internasionale krimineel betitel te word. En die feit dat Malema ook nie toegelaat is om nou in Brittanje te gaan praat het nie. Jy weet, daai visum van hom wat ingetrek is, al het die ambassadeur nou verskoning gemaak en so aan. Maar daai is 'n baie belangrike wat sal my sê, verdere teken dat die ding van Malema en die onvermoë van ons regering en regstelsel om op te tree geïnternasionaliseer word op 'n manier wat die ANC en die huidige regering nie van hou nie. Want jy moet onthou, die huidige regering het die afgelope 30 jaar wat ek noem 'n tipe witbrood posisie gehad. Eintlik kon die regering doen wat dit wil, nasionaal en internasionaal, en niemand het enigsins hulle moreel of jy weet, grondig aangevat oor wat aan die gang is en hoe hulle regeer nie. Jy praat van strukturele geweld. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor, brei bietjie vir my uit daarop. Hoekom ek vir jou ook vra is, kom ons beweeg dalk weg van die lied af en gaan na ander voorbeelde doen, want daar's talle ander voorbeelde is daar nie. Wat soos die lied onreg is.
Ja, Isak, kan jy net gou weer jou vraag herhaal? Ek wil net gou die Ja, helder, kom ons brei bietjie uit op ja, strukturele geweld, die strukturele strukturele geweld geweld. waarvan jy praat. Ja, kyk, dis wat ek bedoel dat in 'n sekere sin is dit al 'n bekende term in, kom ons sê maar, in akademiese gesprekke en debatte, maar ook in die openbare sfeer, dat jy kan iemand verbaal geweld aandoen. Jy weet, en dit is 'n vorm van strukturele of simboliese geweld. Wat kan uitvloei tot, jy weet, tot geweld, soos ons dit ken, fisiese, materiële geweld. En in Suid-Afrika en wêreldwyd is daar jy weet, talle voorbeelde hoe simboliese geweld of strukturele geweld uiteindelik in geweld omskakel. Die geval van Rwanda het ek nou aan jou genoem. Jy weet, daar was ook vir dekades is die een groep teenoor die ander groep name toegedig. Ek weet nie of jy onthou van die begrip kakkerlak, nê? Dat die een kant in die Rwanda stryd het die ander kant kakkerlakke genoem. En hier in Suid-Afrika het ons ook al jy weet, begrippe soos hierdie groep is honde, jy weet, hulle jy weet, daai tipe van taal gebruik wat net nie pas in 'n demokrasie nie en wat glad nie pas tussen mense wat saam behoort te staan in 'n staat of burgers van 'n staat te wees nie. En ons het dit veral in etnies verdeelde of in diep verdeelde samelewings, dat jy baie simboliese geweld kry. Mense, 'n ander vorm van simboliese geweld kan natuurlik wetgewing wees, Isak. Dit is nie direkte geweld nie, maar dit is simbolies. En 'n ander vorm van strukturele geweld kan gewoon wees dat jy byvoorbeeld nie vir, jy weet, terwyl die grondwet dit sê, kan jy nie jou volle potensiaal as mens bereik nie. Jy weet, jy word op 'n manier uit situasies gehou. En 'n ander vorm van strukturele geweld is net gewoon, jy ervaar nie geweld direk nie, maar daar is nie 'n polisie wat verdedig, daar's 'n algemene klimaat van wanorde, daar's geweld in die lug. Jy weet, daar's byvoorbeeld boere nou wat ek van gehoor het, wat in die aande nie behoorlik slaap nie, omdat hulle al, jy weet, aangeval is. Nou, hulle mag dalk nie direk op daai oomblik geweld ervaar nie, maar dis 'n psigiese geweld. Jy weet, posttraumatiese stres kan ook soms as 'n tipe van 'n jy weet, strukturele geweld gesien word na die oomblik van die ervaring van geweld. So dis 'n geweldige tema in 'n terrein waaroor mens diep kan gesels, en ek sou sê as mens praat oor die 49 Afrikaner vlugtelinge, dan praat jy oor direkte geweld, maar ook strukturele geweld. Maar dan praat jy ook oor is hierdie mense reg of verkeerd, en is die Suid-Afrikaanse regering en die posisie van die Suid-Afrikaanse regering reg of verkeerd. En ek dink dit is waarop ek en jy dalk moet inboor, maar ons kan hierdie begrip strukturele geweld wakker hou saam met die begrip van geweld soos ons dit ken. Johan het vra nederig om verskoning. Hy het in 'n ander ding betrokke geraak wat hom besig gehou het, wat dringend was, maar hier is hy nou. Môre Johan, professor Johan Rousseau. Kom ons sit die kritiek net eers op sy en ons probeer dink of daai ouens 'n rede het om 'n legitieme rede het om te mag weghardloop. Isak, ek is jammer, my koneksie hier is regtig nie goed nie, maar as ek jou vraag reg gehoor het, wat sê ek van die beskuldiging dat mense nou weghardloop? Ek het so rukkie terug oor Zirk van der Berg se en Johan, daar's 'n probleem met jou verbinding. Daar word, as ek nou reg kan onthou, onderskeid getref tussen die sogenaamde vlugteling en dan die vlugteling wat as ware so die antisipatooriese vlugteling, dis die tipe persoon wat op grond van wat in die toekoms kan skeefloop, hulle land verlaat.
En dit is eintlik klassiek van toepassing op Afrikaners wat die land die afgelope 30-40 jaar verlaat. Ek weet dat die definisie van 'n vlugteling is gewoonlik die tweede een, maar dis wat die sielkundige literatuur sê. Nou ja, ek bedoel Isak, as jy in die wêreld vandag is onstabiel. Daar's min lande waar mense gebore is wat dit vanselfsprekend is dat alles gaan goed gaan en jy kan maar daar bly. En ek dink as jy enige iemand wat so 'n moeilike besluit neem beskuldig van sogenaamd weghardloop, wie's ons om te sê? Ek bedoel, ek dink dit is 'n tragedie dat mense nie in hulle eie land tuis voel of veilig voel nie en so 'n drastiese stap moet neem. Soos wat dis maar wat ek daarvan kan sê. Isak, vir my is die kern van die saak, as ek ook nou na Johan geluister het, dat daar's verskillende vorme van geweld. Maar ek wil net vir jou vinnig die 1951 vlugtelingskonvensie van die Verenigde Nasies en die 1967 protokol wat dit verder uitgebrei het wat dit sê oor 'n vlugteling. En ek haal aan, 'n persoon wat weens 'n gegronde vrees vir vervolging op grond van ras, godsdiens, nasionaliteit, lidmaatskap van 'n bepaalde sosiale groep of politieke opinie buite sy of haar land van nasionaliteit is en nie die beskerming van daardie land kan of wil geniet nie. Nou goed, daar praat hulle van dat jy op 'n manier al uit jou land uit is en ek dink dit is deel van die debat, né? Moet jy nie buite 'n land in 'n vlugtelingskamp wees en dit maak dan van jou 'n vlugteling nie. Maar ondertussen het daar na 1957, dis die 51 en 67 definisie en daar praat dit ook al, as jy in daai konvensie lees, is daar iets vir my van strukturele geweld ook, en nie net fisiese geweld nie. Jy weet dat jy vrees het, jy kan nie terugkeer na jou land nie, jy's nou buite jou land. Dit was die konvensionele posisie, maar sedertdien was daar 'n lang debat oor wat vlugtelinge is van die 70er jare. En Amerika het sy eie konvensie. Hy volg nie die VN duidelik nie. So Amerika het redelik vryheid om te kan besluit wie se vlugteling of nie. Is dit jy weet direkte geweld of strukturele geweld en hoef jy in 'n land of buite land te wees. Wat nou die saak in Suid-Afrika baie interessant maak internasionaal, is dat jy kry vlugtelingstatus binne 'n land. En daar's 'n groot debat nou binnelands in Suid-Afrika, gee die regering genoeg beskerming aan al sy mense binnelands of nie? So dit brei eintlik die vlugtelingsdebat uit. Ek dink korrek so, want ons gaan dit al hoe meer in die wêreld kry dat regerings jy weet ook binnelands miskien nie volledig hulle burgers beskerm nie. So ek kan nie sien hoekom moet jy in 'n buitelandse kamp sit om hierdie status te kry nie, as ek die debat net tot op daai punt kan bring. Johan, Reina Fletch skryf hierso, sy verstaan waar mense gegaan het. Hulle het waarskynlik PTSD van een of ander aard oor iets wat gebeur het. En ek dink sy maak 'n punt wat min mense raak sien in hierdie gesprek. Yes, natuurlik is dit so dat misdaad iets is wat met almal gebeur, maar nou weet ons ook hoe sterk is persepsies. En ons weet hoe sterk is emosies wanneer jy deur 'n geweldige traumatiese gebeurtenis moet gaan. Dis iets wat vir baie jare vir jou kan ry en jou besluite op 'n baie aktiewe manier kan raak. Ja, weet jy, kyk daar, sy praat nou van posttraumatiese stres, maar ek het dit nou genoem dat posttraumatiese stres kan iets wees wat jy vanweë 'n direkte geweldservaring beleef het en dat dit nou by jou spook, né? Dit is soos 'n nagmerrie wat deel is van jou, daai posttraumatiese stres. En ek beskou dit as 'n vorm van strukturele geweld. Definitief. En wat weer eens vir my sê, tussen die materiële geweld en simboliese geweld is daar altyd 'n verband. 'n ou moet dit nie ontken nie. Kyk, ek stel ook belang in taalteorie, of kom ons noem dit taalfilosofie. En daar is 'n begrip in taalfilosofie van performativiteit. Performatiewe taalgebruik. Met ander woorde, as ek sê ek gaan jou doodmaak, nê? En ek het 'n klomp mense om my wat ek saam sing, ek gaan jou doodmaak. Dan is dit iets van 'n
performatiewe taalhandeling. Jy verstaan Isak, dis nie net gewoon meer iets wat ek sê nie, maar daai sê wat ek sê het konsekwensies en dit kan mense tot handeling, tot aksie laat oorgaan. So ons kan nou jy weet, ek dink vir die oomblik moet ons miskien die ding oor strukturele geweld en materiële geweld daar hou. Dis 'n belangrike ding. Ons kan later op weer terugkom na daai begrippe. Ek wil vanuit hierdie aspek uit wil ek gaan na die kwessie van daar's nou groepe in Suid-Afrika waarvoor ek geweldige groot waardering het en mense vir wie ek geweldige groot waardering het wat vir mense sê ja, maar jy moet darm positief bly in Suid-Afrika en jy moet so en jy mag nie negatief nie en ek het geweldige waardering daarvoor want positiwiteit is 'n noodsaaklike stuk gereedskap in ons gereedskapkis. Maar ek het ook altyd die argument dat as jy oorpositief is en nie kla oor dit wat verkeerd is rondom jou nie, dan raak jy naderhand afgestomp vir dit wat verkeerd is om jou. Dis soos jare gelede toe ek in Bella Vista aan die suide van Johannesburg gebly het as kind. Dis 'n geweldige arm deel daar. En mense raak so arm en so afgestomp dat hulle nie meer kan sien hoe sleg lyk hulle tuin, hoe sleg lyk hulle huis, hoe treurig hang die gordyne. En dit voel partykeer vir my ons as Suid-Afrikaners is op daai punt. En dit is ewe sleg as iemand wat jy weet as jy dit nie raak sien nie, is dit ook nie 'n goeie ding nie. Isak, jy raak 'n baie belangrike punt aan. Suid-Afrika, en ek gaan minder diplomaties wees. Suid-Afrika is 'n abnormale samelewing. Ons lewe nie in 'n normale samelewing nie. Ons het die hoogste moordsyfer in die wêreld, en as dit nie die hoogste is ons seker in die top 3. Ons het die grootste werkloosheidssyfer in die wêreld. Ons sit met 'n land met enorme armoede. En jy weet, binne hierdie gegewe kan mense, jy weet, half in 'n situasie kom wat hulle sê, maar kom ons dink net aan die positiewe, en ek kan dit verstaan, want jou daaglikse lewe in Suid-Afrika is nie maklik nie, uit watter oogpunt jy dit ook al beskou, en ek dink ook, dis baie gesond, dat burgers van 'n land moet kan kritiek lewer, die dag as jy die punt bereik het, dat jy nie meer kan kritiek lewer nie, en jy sê net, nee, maar ons moet positief wees wat in die land aangaan, ons moet as burgers, jy weet, ons moet 'n tipe van jy weet, ons moet die regering nie so kwaai kritiseer en al daai dinge nie, dan is jy eintlik besig binne 'n abnormale situasie, soos ek argumenteer, dat jy die regering van die dag eintlik 'n vrypas gee om te doen wat dit wil. So binne 'n demokrasie is dit normaalweg om te kritiseer en so aan. En gelukkig tot dusver kon die twee kampe of die verskillende nuances rondom die vlugtelinge en die 49 vlugtelinge kon jy vanuit verskillende hoeke, verskillende standpunte hoor. Maar ek sou sê die hoofstroom media in Suid-Afrika, maar selfs die hoofstroom media in die wêreld staan nog meer negatief oor die 49 vlugtelinge as positief. Maar ons kan gelukkig op Nuuspot dit nou behoorlik van alle kante beredeneer en kyk wat is die meriete in die saak van die 49 en wat is die meriete van die saak van die Suid-Afrikaanse regering en baie van die hoofstroom media rondom hierdie saak. So ons het gelukkig die ruimte om dit nou behoorlik te debatteer. Johan, is dit nodig om krities genoeg teenoor die regering te wees en teenoor die omstandighede in Suid-Afrika? Ek wil baie sterk by Pieter aansluit. Pieter het uitstekende voorbeelde genoem van waar ons in 'n abnormale samelewing leef. En jy weet, die feit van die saak is, as jy terugkyk, watter geweldige opofferinge is gemaak in die verset teen apartheid. Jy kyk met hoeveel lewensverlies en strukturele geweld wat Pieter van gepraat het, en wat nog steeds met ons is, die dinge gepaard gegaan het. En die belofte wat daar in 1994 was, en jy kyk
hoe dinge in hierdie land verval het, die infrastruktuur val uit mekaar, watervoorsiening, krag, die verskriklike geweldpleging, 15.000 moorde 'n jaar, so kan jy aangaan. Dit is eenvoudig godskreiend. Hoe kan enige iemand wat 'n gewone regdenkende burger is hier oorval bly? Jy weet, ons verdien veel beter as dit. En dit is wat my betref eerder 'n versaking van 'n mens se demokratiese plig as jy oor hierdie goed stil bly. Jy moet uitpraat daaroor en ons moet notas uitruil oor hierdie koloniale regering waaronder ons staan en vir mekaar vra, hoe kan ons hierdie situasie verbeter? Dis alwaar die gesprek eintlik moet gaan. Ek het gister 'n interessante oefening op my Facebook gedoen. Ek het 3 verskillende vrae gevra en ek het vir mense gesê jy hou by die topik van die vraag. Eerste het ek gevra, hoekom wil jy weggaan? So niemand mag kritiek daarop gelewer het nie. Dis net vir mense om te sê hoekom hulle wil weggaan. Tweedens het ek gevra, hoekom sal jy bly? En niemand anders mag daarop geantwoord het en kritiek gelewer nie. En die derde een het ek so 'n bietjie laat hulle oop neus gehad te gaan en gesê, okay, hoekom is jy kwaad vir mense wat wil weggaan? Dit het 'n geweldige klomp reaksie ontketen. Maar uit die reaksie uit lyk dit ook vir my asof die grootste motivering vir weggaan dinge is soos dit wat ons nou genoem het, infrastrukturele verval, misdaad, wetteloosheid en sulke tipe goeders. En dit, as 'n mens eerlik moet wees, is goed wat elke Suid-Afrikaner raak, wit, swart en bruin. En nou moet 'n mens hierdie goed bymekaar bring met wat besig is om te gebeur, dat Afrikaners word as vlugtelinge in Amerika toegelaat. En ek het gesit en wonder en ek sien toevallig toe nou gister dat daar is blykbaar tekens dat Amerika van die swart en ander Suid-Afrikaners visums sonder enige goeie gronde weier. Daar's gerugte daaroor. Maar ek het nogal gewonder na Marlene se ek is 'n Afrikaner op netwerk 24, wat sou gebeur as Marlene na die Amerikaanse ambassade toe gaan en sê ek's 'n Afrikaner, ek wil 'n vlugteling wees. En ek aanvaar haar aanspraak as op Afrikanerskap. Johan? Ja, Isak, ek dink 'n mens moet miskien maar daai vraag vir verteenwoordigers van die Trump-regering vra. Dit sal 'n interessante eksperiment wees as Marlene so iets wou doen wat ek twyfel of sy sou wou. Maar ek dink ook een van die goed wat 'n mens miskien nog 'n bietjie oor moet dink is waarom die Trump-administrasie spesifiek op Afrikaners fokus. As Julius Malema sou kill the boer, twyfel ek of met alle respek teenoor Marlene sy so aangespreek sal voel as ek as 'n Afrikaner man wat hier in die Vrystaat bly waar baie boere op plaas al aardig vermoor is. So ek dink dis een element van die saak. Ek dink 'n tweede een, dit is al uitgewys dat ons weet Suid-Afrikaanse boere en veral Afrikaner boere is eintlik maar van die beste ter wêreld en nie die beste nie. Die Amerikaanse landbousektor het 'n verouderende populasie wat boer. En ons weet baie jong Afrikaners het hulle merk gaan maak, daar is 'n soort van landboudiensplig. So dit kan ook net wees dat die Trump-administrasie sien hierdie as een manier om ook meer mense in hulle landboubedryf te betrek. Maar ek dink ook daar's 'n derde ding wat gesê moet word en dit is dat Trump het in sy inhuldigingstoespraak, sy toespraak voor die Kongres, het hy gepraat van 'n common sense revolution. En weer eens wil ek by Pieter aansluit. Dit wat in hierdie land gebeur is abnormaal. Ons het te lank geluister na allerhande slim vragies oor wat is nou normaal en wat is nou abnormaal en die normale word die hele tyd bevraagteken. Dit is nonsens. En hier kom 'n konservatiewe beweging wat soos Koos Malan uitgewys het oor 50 jaar opgebou is en wat sê tot hiertoe en nie verder nie. Hoekom moet mense van
'n westerse afkoms in hulle eie land aan sistemiese diskriminasie onderwerp word. En laat ons dit duidelik maak, niemand van ons gaan stry dat onreg van die verlede reggestel moet word nie. Maar die feit is die wette wat op die boek is om dit te doen, het daai onreg verdien. En dit het my en Pieter se geslag Afrikaners wat 'n bydrae wil maak, dis dikwels ons gesigte teruggegooi. Ek het in 2004 het ek as verteenwoordiger van die FHK 10 jaar demokrasie program met die BBC World Service gepraat met Ross Atkins. En toe ek kritiek uitspreek, het 'n jong swart man vir my gesê, if that boer doesn't like it, he must go back to Europe. Wat 'n nonsens is dit? Jy weet, ek wil 'n sterker woord gebruik. So ek dink daar's 'n klomp konservatiewe mense in Trump se administrasie wat net gesê het, luister, hier is mense wat op 'n manier ook ons mense is. En ons moet uitreik na hulle. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die mense. En ek sê baie dankie daarvoor. Pieter? Ja, nee, kyk, Isak, soos ek vir jou in die begin gesê het, daar gaan argumente vir die 49 wees en argumente daarteen. Ek sien iemand hier in die gespreks, jy weet, van die kykers sê dat's 59. Maar of dit nou 59 of 49 is, dit maak nie eintlik vir my saak nie. Ek dink is so 13 families of 14 families en dan enkelinge en so meer. Ek het die visuele materiaal rondom dit baie fyn dopgehou. En wat my opgeval het is dat hierdie eerste groep, of dit nou 49 of 59 is eintlik deur Amerika met die hand uitgesoek. En wat vir my interessant was, is dat dit van oud tot jonk is. En daar was nogal baie kinders. As jy sien toe hulle aangeland het, hulle het in Dulles lughawe in baie naby aan Washington geland. Ek het die voorreg gehad in 2019 om van Dallas lughawe, dit klink of dit in Texas is, maar dis Dulles, en dit is net langs Washington in die deelstaat Virginia, Noord-Virginia. En daai lughawe is basies klipgooi van die Withuis af. Is hulle ingevlieg, en dit was vir my een van die mees hartverskeurende oomblikke in my lewe, om te dink dat Afrikaners het 'n geskiedenis van vlugtelinge. Nee, ek self is 'n hugenoot. Ek weet dit in my eie familiegeskiedenis wat dit is om 'n vlugteling te wees. Maar ons het vir 350 jaar met bloed, sweet en trane hierdie land help opbou. Om te sien, daar staan my mense. Nee, dit bring dit 'n emosionele dit is 'n emosionele kant. Dit het my vrou praat met my die laaste paar dae en sê, maar wat gaan met jou aan? En dan sê ek vir haar, maar dit raak my diep emosioneel dat ons wat 'n bydrae in hierdie land moet lewer en kan lewer en al gelewer het, is nou op hierdie punt. Ons is op hierdie punt en dit is histories 'n verskriklike punt waar ons beland het, maar in die proses is ons saak ook nou weer geïnternasionaliseer en dit gaan baie interessant wees wat hier uitvloei. En net om daai punt van jou so 'n bietjie verder te voer, Johan, jy kan nou voortbrei hierop, is dis die mense wat daar gestaan het op daai lughawe, is mense wat aktief deel gehad het aan die positiewe verandering in Suid-Afrika. En hulle word gestraf vir die verlede. As ek nou so 'n bietjie my onderrok mag laat uithang. Jesus, ek het hom nou wyd laat uithang. Johan, jy weet ek gaan praat. Nee, Isak, kyk, ek het maar ook daar geskryf, ek het maar tot die slotsom gekom. As jy vir my vra wat is 'n Afrikaner, is my antwoord dis 'n idealis. En die mooiste oomblik in ons geskiedenis, so sê nou maar die groot trek of die stigting van die Boererepublieke kom uit idealisme, of soos om aan te hou veg in die Anglo-Boereoorlog. Net so was die apartheidsprojek een groot ideaal wat skeef geloop het. So ek dink Afrikaners het dit is net kultureel en dit kom uit ons protestantse werksetiek, protestantse kultuur. Ons word gebore en getoe om 'n verskil te maak. Dis hoekom een van die grootste beledigings wat jy Afrikaner kan wees, is daai ou slapgat. Jy maak nie 'n verskil nie, jy doen nie 'n deel nie. So ek is geneig om met jou saam te stem dat dis baie min wat jy
sal lees 'n Afrikaner al die nuus omdat hulle iets afgebrand het of afgebreek het of wat ook al. En daarmee wil ek nie sê, jy weet, ons is heilige engeltjies en wat ook al, wat nie ook soms skade aanrig nie. Maar die feit bly, ek is geneig om jou saam te stem. Is Afrikaners slegte Afrikaner vlugtelinge, is hulle slegte rassiste wat nie deel van die land wil wees nie? Waarom sou hulle wees, Isak? En jy weet, die ding is, daar's 'n ander ding wat 'n mens ook moet sê, niemand word 'n rassist gebore nie, nê? En as mense uiteindelik selfs reageer deur 'n rassistiese lewenshouding in te neem, is daar gewoonlik baie goeie redes daarvoor. Ek bedoel, as daar vandag gesê word dat rassisme het op 'n manier in Suid-Afrika weer teruggekom, dan is dit 'n reaksie uit verskillende bevolkingsgroepe op ons toekoms wat gesteel word deur die ANC. Dis wat dit is, en dit is wat mense op in hierdie houdings laat terugval. Maar ek staan daarby, ek dink niemand se gebore rassist nie, en ek dink ook dat Suid-Afrikaners oor die algemeen, as jy kyk na lande met geskiedenisse van rasseverdeeldheid, soos die VSA, soos Australië, soos Nieu-Seeland, ons het 'n Duitse Waarheids- en Versoeningskommissie 4 jaar na die oorgang gehad. Daar's tallose verhale van hoe Suid-Afrikaners en Afrikaners met ander landgenote op voedselvlak elke dag saamwerk om ondanks 'n patetiese regering, tot onlangs in elk geval, planne te maak, 'n verskil te maak. So ek dink dis eintlik 'n rassistiese uitspraak om te sê Afrikaners is rassiste. Dit teer ons almal met dieselfde kwas en dit spreek nie van die werklikheid nie. Pieter? Ja, Isak, kan ek net, ek stem saam daarmee, ek dink nie hierdie, jy weet, daar was 'n onderhoud, daar was uiteindelik 'n onderhoud met een van hierdie 49 of 59, 'n vrou op Chris Wyatt se kanaal op Nuuspot, en ek raai almal aan om dit te gaan kyk. En as jy die gesprek met daardie vrou sien, wat deur 4 plaasaanvalle is, wat werklik op haar lyf het sy kan sy aantoon, jy weet, die wonde wat geheel het op haar lyf, nê. En as jy by haar gaan rassisme optel, dan moet jy na daai Nuuspot gaan kyk. En dis hoekom ek gesê het, hierdie groep van 49, 59 is baie versigtig deur Amerika uitgekies. Hulle lyk dit vir my meestal boere en mense wat geweld baie na aan die lyf gevoel het, indien nie direk nie. Maar eintlik ook strukturele geweld, soos ons gepraat het, en ek sien van die kykers verwys na die 140 raswette in hierdie land. En dis die verskil tussen Marlene Leroux en my. Jy weet, en ek dink die Trump-administrasie sien ook, daar is nie raswette teen 140 raswette teen Marlene van die Kerk op die wetboek of Christo van der Rede nie, of Heinrich Weingart nie. En mense moet dit net in die debat sien, en ek sien die 140 raswette as strukturele geweld. Ek het nie twyfel daaroor nie. Wat daai raswetgewing aan die land doen en aan mense en menseverhoudings en mense se lewens en potensiaal en al daai dinge. Maar ek wil net so 'n ander ding net sê oor Dulles Lughawe, Isak, voor ons gaan seker tot 9 aan, nê. Tot hoe laat? Ek dink ons moet maar begin klaarmaak, maar as julle nog iets het om te sê, you are welcome. Ek wil 'n laaste ding sê, en dit is, wie het die 49 ontvang op Dulles Lughawe? Ek weet nie of jy dit gesien het nie. Dit was nie mindere staatsamptenare of bureaukrate wat in die 7de lyn sit van Amerika nie. Dit was die ondersekretaris van buitelandse, jy weet, dit was die ondersekretaris van Landou, nê? Ja, Chris Landau. Hy is Marco Rubio se visie. Met ander woorde, Amerika het hierdie 49 mense ontvang met hulle onderminister van buitelandse sake, hulle visieminister, adjunkminister, wat direk met Trump gepraat het, want Trump het net daarna as president van Amerika daarna verwys in die Withuis. En wie het aan die sy gestaan van Chris Landau? Dit was die visie, dit is die onderminister van wat hulle noem die American, jy weet, so veiligheids departement, wat is dit nou, Homeland Defense of so iets. Dit is Troy Edgar, was hulle visie minister het daar gestaan. Nou, dit is simbolies, moet 'n ou nie vergeet, dat die magtigste land op aarde, en jy kan sê wat jy wil,
of dit nou Trump is, jy weet die politieke elite en of dit die administrasie is of dit, maar die magtigste land op aarde het besluit hierdie abnormale samelewing wat Suid-Afrika is, moet tot orde geroep word. Daar moet 'n baie sterk sein uitgestuur word. En ek dink daai sein, of jy nou van die Trump-administrasie hou of nie, daai sein, want dit kom dieper as dit kom ook van die demokrate, soos ek gesê het voorheen, daar was reeds onder Biden baie kriwelinge en ongemaklikheid met Suid-Afrika en die abnormale aard van die Suid-Afrikaanse samelewing. So ek dink, wat jy nou het, is dat die hele debat skuif, Isak, en dat die hoofstroom media hopelik, soos die debat skuif, sal die hoofstroom media internasionaal, maar ook hier nasionaal, sal die hoofstroom debat ook, of die hoofstroom media, saam met die debat skuif, soos die dinge aangaan. Lekker bydra daai, Johan. Ek wil by Pieter aansluit en 2 opmerkings maak, Isak. Die eerste ding is, ek dink dat, net as ons oor ras praat, as jy wette maak, waarin ras voorgehou word as basiese norm, dit is wat gebeur het na 94, met goeie bedoelings en al daai goed. Gewone mense ervaar dit as ons word steeds gevange gehou in ras. En daarmee gaan niemand ontken dat rassespanning soms ons land voorkom, dat daar op die ou raslyne langs nog ekonomiese patrone is wat nie volhoubaar is en so aan nie. Maar 30 jaar na die tyd het ons nou wragtig gesien. Dit het ons nie gewerk. Dit het nie gewerk nie. Ons kan nie so aangaan nie. En hoe langer die sterwende ANC aanhou om nog dekselse raswette uit te reik, soos nou weer, wat 10 dae gelede nuwe kwotas en goed vir die werkplek, hoe meer gaan die rasverhoudings verhard. Dis net doodmenslik. Dis die eerste ding. Die tweede ding waar ek spesifiek ook by Pieter wil aansluit. Ek vind dit oor die algemeen die laaste 3 maande noodsaaklik om na alternatiewe mediabronne te gaan. Want ek is jammer om te sê, as ek lees wat senior Afrikaanse joernaliste skryf op Netwerk 24 oor die Trump-administrasie, as ek kyk wat op CNN en BBC aangaan, die mense is nie in die werklikheid nie. Dit is 'n moralistiese reaksie van bevoorregte mense, wat nie aan hulle eie bas voel, wat daai arme vrou gevoel het wat 4 keer aangeval is nie. En wat dan die gewone mense kom verdag maak, en wie dink hierdie joernaliste is hulle? En jy weet, daar word dikwels, byvoorbeeld sê nou maar die oorlog in Oekraïne gesê, as jy Oekraïne durf kritiseer of die Europese Unie, jy praat nou die Russe na. Wat ek sien is, hoeveel senior Afrikaanse joernaliste praat die New York Times en CNN na? Jy weet nou, wat is nou eintlik die verskil? Terwyl ek verwag van 'n joernalis om 'n mikrofoon te gaan sit onder die gesig van 'n persoon wat nou gevlug het. Vertel vir my, wie is jy? Hoekom het jy dit gedoen? Dan kan ek 'n ingeligte oordeel vel. Maar om mense so abstrakt te hanteer en nie eers te probeer invra op wat die motivering in die omstandighede is nie, is 'n versaking van basiese journalistieke etiek. En daar moet die mense hulle kop in skaamte laat sak. Dus dankie tog vir Nuuspot. Professor Johan Rousseau, Professor Pieter Dievenage, ek wil nie ophou nie, maar ek dink ons moet, want ek moet nog vir iemand gaan droewors pos. So, ek moet vir julle groet, anders gaan die mense nie julle droewors kry nie, man. maar dankie. Dit was so lekker om met julle te gesels. En 'n belangrike onderwerp aanraak. Ons is nog nie klaar daarmee nie. Ek dink hier kom nog baie. Maar ek dink ons het vanoggend 'n baie belangrike emosie raak gevat. En 'n kwessie, en ek sien dit in die kommentaar wat ons kry hierop. So baie dankie vir julle deelname. Dankie, Isak. Groetnis. Dankie, Isak. Nou ja, dit was 'n lang, ekskuus tog julle, Nuuspot vanoggend. Ek gaan hierdie gesprek uitsny en om net so 'n bietjie edit daai deeltjie waar ons tegniese probleme gehad het en hom weer pos. Dan kan julle hom aanstuur en rondstuur, want ek dink dis 'n belangrike gesprek.
baie dankie vir julle deelname vanoggend. Mense asseblief, as julle kan help om Nuuspot op die lig te hou, ons het dit nodig, baie meer as wat jy dink, baie meer as wat jy besef. Ek wil dit nie elke dag sê nie, maar ons het dit regtig nodig. Dit raak soms bietjie taai om by alles uit te kom wat moet uitgekom word, en ek praat in terme van die bedryf van die kanaal. So as jy in staat is, help asseblief. As jy nie kan nie, is jy welkom om te kyk. Maar like dan net asseblief en subscribe. Asseblief. Groetnis. Alle heil en seën. George, steek hom stinkie. Môre is klein Saterdag.